Liewe broer en suster, hier is ek toe uiteindelik by Koppies. Ek het lank aan my gemeente vir hulle vertel van die Paastyd en van die tyd wat die belangrikste in my lewe is Koppies. Verstaan nie mooi die sê wat van die Pierings. Sê nie, Koppies is 'n plek wat vir 'n hele naweek afsonder om by die Here te wees. En as jy met daai verwagting gekom het om by die Here te wees, wil ek vir jou die goeie nuus kom vertel. Hy het uit die dood opgestaan en hy leef. En hy is hier. En hy het 'n plan met jou. Dit is nie maar so net om 'n reeks dienste te by te woon nie. Het jy jou al bietjie ingestel op die Here gesê, Here, kom verander my. Kom raak my aan, dat hierdie die begin van 'n nuwe fase in my lewe sal wees. Of kom jy maar net soms sit, maar jy het nie 'n verwagting dat die Here gaan werk in jou hart nie. Ek weet die Here het 'n besondere plan met elkeen wat hier is. Dis my hartse gebed as ons op Goeie Vrydag staan. Dan sien ons die hartseer van die Seun van God wat ly en sterf. Maar ons sien agter dit alles die liefde van 'n hemelse Vader vir sy kinders, wie hy wil red, verlos en vrymaak van hulle sonde. En daarom bereid om sy Seun te stuur. Jezus wat bereid was om te sê, ek sal hierdie bitter beker drink. Ek sal my lewe gee in hierdie lydenspad loop, die Via Dolorosa, ter wille van hulle wat God lief het. En dis vir jou, mag hierdie naweek regtig vir jou 'n naweek wees, wat jy altyd sal onthou. Ek wil ook graag vir jou wys, nou, ek wil net sien hier so lang prop of hoe. Die mense is ons nie altyd so tegnies nie, maar kom ons kyk of ek dit reg kry. As jy nou goed, kort begin deur net eers vir jou te sê, hier is 'n tafel hier agter, ek het 'n klompie boeke gedruk. Daar's boeke oor die Heilige Gees, wat nou, jy weet, na Paasfees, is die volgende groot fees in die kerk, is die Pinksterfees, waar ons die koms van die derde persoon van die drie-eenheid vier, die koms van God, die Heilige Gees. En ek moet sê, iemand wat lang in die NG Kerk groot geword het, is dit die een waarheid wat my lewe totaal en al verander het. Toe ek ontdek, God is nie net twee, 'n Vader en Seun nie, maar hy is drie. En hy het hemel toe gegaan om by sy Vader te wees, die troon. Maar hy het gesê, ek gaan by julle wees, en ek gaan in julle woon, deur my Heilige Gees wat ek stuur. En om te ontdek die verhouding van God wat in my is, met my praat, deur my werk, sy gawes, sy vrug, het net 'n nuwe dimensie in my geestelike lewe kom oopmaak. 'n Geestelike lewe wat baie bestaan het uit rituele en vormgodsdienst en sekere gewoontetjies, en dis vervang met 'n lewende verhouding met Jesus wat op die troon sit, wat nou in my is deur sy Heilige Gees. Hierdie ontdekking en wat die verskillende gawes van die Gees behels, is in 'n dikker boek daarachter en in 'n dingetjie saamgevat. En ek kan eerlik vir jou sê, mense wat hierdie boek gelees het vir my gesê hoe dit hulle lewe verander het. En dis my gebed dat die Here ook hierdie boek sal gebruik, en die boeke wat daar agter is, jou lewe te seën en te verander. Dis bediening, dis om die woord uit te kry, hierdie
geld gaan net weer in nuwe boeke wat ek druk, daar's niks wins hierin vir my nie, so weet net dat dit is 'n bediening, jy kan vir ander mense ook van die boeke vat en vir hulle gee. Daar's ook 'n boek oor geestelike groei, ek het oor klein groepe, het ek ook 'n boek dit vir opleiding en die handleiding van hoe hanteer mense in klein groep, hoe groei jy om, hoe begin jy om, hoe hanteer jy situasies, en dan is daar 'n Bybelstudie handleiding ook met die antwoorde agterin, groei deur omgee groepe. Nou goed, ek wil ook vir jou maar net bewus maak van my bediening. Ek was baie jaar lank in Moreletta Park gemeente, die leraar daar, en gesien hoe die gemeente gegroei het van 'n klein gemeentetjie in 'n skoolsaal, wat naderhand te klein geword het vir 2 dienste, en ons 'n auditorium gebou het vir 1500 sitplekke, wat naderhand te klein geword het met 6 eredienste, en ons 7200 sitplek kerk gebou het op jou wet. En gesien dat die Here werk en hoe sy gees lewens verander en mense aanraak. Maar ek het afgetree, my seun is nou as leier daar bevestig, en ons vertrou dat die groei van impak van Moreletta gemeente nog steeds sal voortgaan. Maar ek het 'n bediening wat die Here vir my oopgemaak het op 'n Sondagoggend, wat ook heruitsendingtye het, 'n program op DStv, 'n halfuur program, dit is die enigste Afrikaanse program op DStv, en op TBN, en enigste een op TBN wat 'n wêreldwye uitsaai organisasie is. En ek wil vir jou hartlik uitnooi, veral mense wat jy weet wat ver is en moeilike paaie het, wat nie maklik in die kerk kan kom nie, maar 7 uur in die oggend tot 7:30, jy kan nog kerk toe kom ook. So, dit vir hierdie program, al die inligting daaroor is weekliks op sosiale media beskikbaar. Jy wat weet wat van YouTube, al die programme en al die boodskappe is ook op YouTube onder Dirkie van der Spy bediening. En as jy ons wil kontak, daar's 'n nommer, 'n WhatsApp nommer, waar jy enigiets wat jy wil vra, gebedsversoeke, hulp of raad of duidelikheid, nogal 'n bediening wat my redelik besig hou. Natuurlik op Facebook en Instagram en X, die van die wat dit ook ken, is daar elke dag 'n geestelike oordenking en 'n boodskapie. As jy vir ons nou die nommer te stuur, dan stuur ons dit vir jou elke dag aan. Maar my hartse begeerte is maar net om oor hierdie land mense te bedien. Daar's duisende mense wat betrokke is via die TV. Here, gebruik hierdie program, bid vir hierdie program, en bid ook dat meer en meer mense deur hierdie evangelie boodskap geraak sal word. Nou, as ek nou vir u moet sê, wat die Here op my hart gelê het vir hierdie 2 dae, en dan Sondag is die opstandingsfees, dis die wonderlike geleentheid wat ons Paasfees gaan vier, ook met nagmaal en wonderlike vooruitsig, om hierdie opstandingsdag te kan vier. Maar vandag en môre se 4 dienste, het ek baie oor gewonder en gevra vir die Here, wat moet ek doen? Wat is op sy hart? Wat wil hy hê moet in jou lewe gebeur in hierdie 4 weke? Meeste van julle kom deur baie jare se konferensies, julle ken die Paasverhaal, julle ken baie van, meeste van die betekenis ook van hierdie geleenthede. Maar wat die Here op my hart gelê het dis my kinders, en ek het geen ander manier om die wêreld te verander en in koppies 'n invloed te hê as deur hulle nie. En ek wil vir jou help, dat na vanaand se laaste lesing, jy vir die Here 'n getuie sal wees, wat met vrymoedigheid, met absolute selfvertroue, onder die leiding van die Heilige Gees, vir mense van Jesus sal kan vertel. Een van die grootste dinge wat ek in die Bybel lees, dit was natuurlik Jesus se grootste opdrag aan sy kinders en sy kerk, sy disippels, dat hulle moet gaan om die wêreld,
hierdie goeie nuus van vergifnis en nuwe lewe te vertel. Maar hy het vir hulle toe hemel toe is gesê, wag in Jerusalem. Julle gaan nie kan regkom om te getuig. En julle gaan nie die wêreld verander, voordat die Heilige Gees gekom het. En as sy vlam gekom het, gaan hier 'n veldbrand wees in Jerusalem, wat versprei na Judea, Samaria, tot aan die uiteindes van die aarde, tot die bykompies. Dis die Here se plan. Maar hy het ook sy toerusting gegee. Daarom wil ek môre, as die Here wil ek praat oor, wat sê die Bybel oor die Heilige Gees? Hoekom is dit so belangrik dat Jesus gesê het, wag eers tot jy weet, jy vervul is met die Heilige Gees, en dan sal jy my getuies wees. So, dis môre se vier boodskappe, gaan oor die Heilige Gees, vandag se 4 gaan oor getuienis. Maar dis waaroor Paasfees gaan. Paasfees gaan daaroor dat God sy seun gestuur het, om vir ons aan die kruis te sterf en ons sonde om te neem, en dat hierdie boodskap nou aan die wêreld moet verkondig word. Dis nie net vir ons redding nie. God se hart is vir Judea en Samaria en die uiteindes van die aarde. Dit was sy plan. Dis nog steeds sy plan. So voor ek hiermee gaan afskop, kom ek word ons oomblik saam stil. Here Jesus, u het gehoor dat ons vanmôre vir u gesê het, dis u konferensie. Doen slegs u wil, Here. U wil met my. U die pottebakker, ek die klei. Vorm verander my, al die stukkies klip uit my uit. Alles wat skeef in my is, kom buig dit reg. Kom verander my soos u my wil hê. En maak my 'n kruik wat in die vuur oond gebak is. En die water van die lewe kan dra na mense om my wat dors is. Kom o Heilige Gees, kom vat u die beheer. Ons vra dat u Here Jesus vir ons in die teenwoordigheid sal afsonder. Ons weerstaan die duiwel, hy het geen reg plek hier nie. Ons weet die engele is om ons en die beskerm ons. Maar u is hier om in ons harte te werk. En ek wil vir u sê, Here, terwyl u ander seën hier rondom my, seën ook vir my. Amen. By 'n konferensie mag jy saam praat oor. En ek wil nou gou vra, dat julle so twee na mekaar te draai, en sê julle net vir mekaar, dink julle regtig dat alle Christene moet getuig van Jesus en vir mense van Jesus vertel? Kom ons kyk of julle bietjie kan praat hier in die kerk. Draai gou so twee na mekaar. Kan jy vir iemand vertel van so 'n getuienisgeleentheid onlangs, waar jy met iemand oor die Here of die Bybel of enige so iets gepraat het? Sê dit, vertel mekaar, getuig so 'n bietjie teenoor mekaar. Eergister was daar 'n man by my kantoor, toe ek vir hom vra, wat wil hy graag vir die Here vra, wat moet die Here vir hom kom doen? Toe sê hy, ek het gekom want ek wil hê jy moet my help om my meer te bedwing. Want ek probeer so hard,
om nie weer kwaad te word. Ek het nou al my vrou van my verdryf deur my woede en my eer wat ek verloor, my kinders is bang vir my. Ek het by die werk, is nie goed nou, alles die rotse. My hele lewe het in mekaar gestort, omdat ek nie selfbeheersing het. As ek kwaad word, dan snap iets in my, en ek verloor net kop, en ek doen verkeerde goed. En ek het met hom 'n bietjie laat vertel oor wat in sy lewe gebeur het, en toe het ek vir hom gevra, maar sê nou vir my, jy sê jy kom elke Sondag kerk toe, en jy is baie godsdienstig, is net hierdie meer wat jy sê jy mee sukkel. Kan ek vir jou vra, as jy nou vanaand sou sterwe, is jy 100% seker jy sal hemel toe gaan? Hy sê nee, ek sal nie. Weet jy, toe hy dit sê, toe is ek opgewonde. Want ek weet, is die Gees wat in sy hart gewerk het om hom te oortuig van sonde en van oordeel. En ek weet die volgende stap gaan wees dat die Here hom kom verlos van die sonde. Weet jy wie gehoor, daar in die Kaap is daar studeer ook het, daar was 'n kleer en hy het vertel daar by 'n Pinksterdiens, hy sê, in hierdie reeks het ek nou 3 dae gevat, en ek het nou vir die eerste maal hulle allemaal onbekeerd gekry. Nou, jy sien wat ek bedoel is, as 'n mens nie jou sonde sien, erken, en daarmee wil breek, het jy nie vir Jesus nodig nie. Dan lewe jy maar net godsdienstig of goed. Maar as daai oomblik, soos daai man daar sit en hy sê, ek sal nie hemel toe gaan nie, want ek het sonde wat nie vergewe is nie. Ek kan nie met sonde in die hemel omgaan nie. Help my dat ek verlos kan word. So daar saam gebid, hy het een sin gebid. Jesus, ek is 'n sondaar, kom in my hart, maak my skoon. En toe ons klaar, ek het daarna gebid, en vir die Here dankie gesê, dat hy dit wat hy gevra het, as ons u wil, dan het hy dit gedoen. Dankie dat hy nou in sy lewe is, sy sonde weggeneem het. Ek vra van, dink jy die Here het gehoor wat jy gebid het? Hy sê, ek weet hy is nou in my lewe, ek ervaar dit, ek beleef dit, die iets gebeur. Ek het met die Here nou ooreenkoms, ek weet nou, ek is sy kind. Ek is so jarenlang gesoek, dat hierdie sekerheid in my hart, dis vir die wêreld moet hoor. Maar hoe sal hulle hierdie boodskap hoor, as ons dit nie vir hulle vertel nie? Wat keer ons om te getuig? Het jy al 'n bietjie gedink, wat is dit wat maak dit, ons nie maklik met mense praat oor die Here nie. Ons sal met hulle ure praat op die foon en by die braai en by enige plek, ure praat oor enige ding, behalwe oor die Here en wat die Here in my lewe beteken en doen. Onthou, daar was 'n verpleegster eendag wat vir my gesê het, sy sê, Dominee, kyk hierdie naalmerke in my arm. Ek sê, waar kom dit vandaan? Sy sê, vanmôre theater. Verpleegster sê vir my, daar's 'n man, hy sterf, het hom ingebring vir 'n ongeluk, maar hy gryp my arm vas, en hy sê, help my, ek is verlore, help my, ek is op pad hel toe. Sy sê, daar sit ek, hy hou my al stywer vas my arm. Ek weet nie wat om te doen nie, ek wil iemand gaan roep, is hy dood nie, wie kan ek vra, hoe gaan ek hom kan help? Daar sterf hy. Sy sê, doen hierdie merke op my arms, hierdie naalmerke, kla my aan, ek het 'n man laat gly in die duisternis in, en ek het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Dis een rede hoekom ons nie getuig nie, ons weet nie hoe nie, ons weet nie wat om te doen nie, dis hoekom ek graag hierdie volgende sessies jy nie een moet mis nie, want die Here wil jou kom toerus, sodat jy maklik en spontaan kan praat oor die Here. Miskien het jy nog nooit regtig so 'n toeristingskursus bygewoon nie. Niemand het jou nog geleer nie. Soos hierdie verpleegster nie geweet het wat 'n mens moet sê nie.
Wat moet ek doen? Moet ek begin by Adam en Eva? Moet ek begin vertel van Noag se ark? Wat moet ek, hoe praat ek oor om hierdie man te help? Jy sien, die ander groot rede as ek nou vir mense vra, hoekom? Jy sê jy is 'n Christen, maar jy sê jy het nog nooit met iemand oor die Here gepraat nie. Hoekom nie? Ja, ek is bang. Waarvoor is jy bang? Nee, hulle gaan vir my lag, of hulle gaan agter my rug praat, of hulle gaan my beskinder, of hulle gaan my uitstoot. Is dit erg? Is jy bereid om vir Christus te ly? Weet jy wat het gebeur met die disippels? Jy bietjie gaan lees. Buite die Bybel is daar geskrifte wat vir ons verduidelik, wat in daai tyd geskryf is, soos Josephus en Plinius en Tacitus, Romeins geskiedskryf, wat vertel van wat van die apostels geword het. Nadat hulle te bang was om te praat, die Heilige Gees gekom het en hulle vrymoedigheid gekry het en hulle die krag van die Gees begin getuig het. Thomas wat te bang was, wat gesê het, ek sal nie glo nie, het gesterf as 'n sendeling vir sy geloof in Jesus. Toe 4 soldate, inboorlinge om met spiese doodgesteek het. Matthias, wat in Judas se plek gekies is verbrand in Ethiopië vir sy geloof. Andreas is gekruisig soos Jesus. Petrus is onderste bo gekruisig. Paulus se kop is afgekap deur die Romeinse regering. En so kan jy maar gaan kyk een vir een van hulle. Daarom verstaan ek dat as die Bybel sê, jy wat my verloon voor die mense, sal ek verloon voor my Vader in die hemel. As jy my bely voor die mense, sal ek jou ook bely voor my Vader in die hemel. Ek kan verstaan dat die eerste Christene bang was. Want hulle sou word gejag en gevange geneem. En hier is Saulus van Tarsus, wat hulle agtervolg tot in Damaskus waarheen hulle gevlug het. Ek kan verstaan dat hulle bang was om te getuig. Toe die apostels gevange geneem is, en hulle in hulle klein groep bymekaar was, en hulle sê, Here, wat gaan ons doen? Ons is nou te bang om te getuig, Johannes 4, Handelinge 4 se laaste verse. Kom rus die Heilige Gees hulle toe. Hulle stap uit met vrymoedigheid. Hulle is nie bang om te getuig nie, al kos dit hulle dood. Ons word nie doodgemaak as ons getuig nie. Nee, die mense lag vir ons. Dit is verskriklik. Jy sien die verskonings, dat ons so bekommerd is oor wat die mense van ons dink, dat ons nie bekommerd is oor wat God van ons dink nie. Dit is baie verskonings. Vra net vir mense in 'n slag. Hoekom het jy nog nooit met iemand oor die Here gepraat nie? Ja, jy weet, ek is nie eintlik so tipe mens nie. Ek is meer die stil, ingetrokke ou. Vrou sê, nee, ek kan nie getuig nie, ek is te skaam. Maar lei haar foon, sy is om die draai, sy praat al mekaar, sonder ophou om die foon. Toe sy nie meer skaam om te praat nie. Jy sien, toe die Here vir Gideon sê, ek het jou nodig, om die Midianiete te verslaan. Gideon, ek roep jou, om die Midianiete uit te roei, wat julle oeste vernietig, julle diere steel, julle plase vernietig. Ek het gehoor toe julle roep en toe julle bid, maar ek soek 'n man wat bereid is om op te staan en te gaan. Hy sê, Here, ek kan nie. Want ek kom uit hierdie, jy weet, ek kom uit hierdie eenvoudige huis. In ons huis is ek die minste geag. Gaan lees bietjie hoe hy sê, die ander, my broer was so, my suster kom dit, hulle het presteer, hulle is geag, maar nie ek nie. En buitendien, kyk, ons is een van die eenvoudige mense hier so in die dorp. Ons is van die stam van
Ons word nie gereken nie. Ek is minderwaardig, ek kan nie vir die Here opstaan nie. Ek is net ou Gideontjie. Die kind wat nooit geag en geëer is in die huis nie, en in die skool op die prefek geword. Ek is hierdie ene. Ek kan nie getuig nie. En wat sê die Here vir my? Sê van, Gideon, jy is 'n dapper held. Dis my plan vir jou. Dis hoe ek jou gemaak het. Jy sal hierdie Midianiete verslaan. En hy het dit gedoen. Want die Here het hom geroep. En as jy voel, jy is so onbekwaamde introvert wat nie met mense kan praat nie, sê ek vir jou, die Here kan jou gebruik op 'n magtige manier in sy koninkryk. Hy het jou gemaak en geroep en gered met 'n plan. Maar weet jy, die groot probleem as ek na my eie lewe kyk, hoekom het ek vir jare nie getuig, nie gepraat nie? Ek wou self 'n predikant word, want ek wil graag vir mense help, ek wil graag hê dat hulle vir Jesus ontmoet, ek wil nie hulle moet help toe gaan, ek het 'n passie in my hart dat mense gered sal word, en ek gaan al 7 jaar deur en ek het nog nooit iemand na die Here gelei nie. Here, wat is fout? Jy sien, ek is groot gemaak in 'n Christelike huis. En ek is geleer, jy moet nie nou soos die sektes word, op die hoeke van die strate staan en getuig nie. Jy moet nie soos hierdie dwepers met die Bybel onder jou arm loop nie. Godsdienst is 'n privaat saak. In die kerk, daar moet jy weet, ons praat nooit politiek nie, en godsdienst is 'n persoonlike saak, jy praat nie oor godsdienst. Dis amper hoe ons groot geword het. Die dominee, die ouderling en die diaken, hulle sal getuig, hulle moet getuig, en hulle is die komsdraers. Maar ons is maar gewone mense, ons hoef nie te praat nie. Ek is maar 'n ou visserman, wie is ek nou? 'n tradisie, die manier hoe ons opgegroeid is, ons amper geleer om nie te getuig nie. Pas nie, is nie fatsoenlik nie. Dis nie vir jou nie, dis vir die geleerdes. Geliefdes, die Bybel sê daar's net een rede eintlik hoekom ons nie getuig nie. Dis omdat ons ongehoorsaam is aan God se opdragte. Toe hy sy disippels geroep het, het hy vir hulle gesê, Matteus 4:19, kom agter my aan en ek sal julle disippels en getuies maak. Ek sal julle vissers van mense maak. En toe Jesus hemel toe gegaan het, was sy laaste opdrag, gaan. Matteus 28:19, gaan nou na al die nasies, gaan na al die mense rondom jou, en gaan vertel vir hulle die wonderlike nuus, Markus 16:15, van die vergifnis van sonde, dat jy nou kan vrykom van die straf en die sonde en die oordeel en die gevolge van sonde. Here, jou nuut kan maak. Dis die beste nuus wat jy ooit vir iemand kan vertel. Gaan, vertel vir mense. Dis 'n opdrag. As jy nie die opdrag nakom, as jy ongehoorsaam, dan is jy nie in die wil van God nie. Daar staan Matteus 4:19, hy sê vir hulle, kom hier, kom saam met my, ek sal julle vissers van mense maak. Kom jy net, ek gaan in jou hart werk, en ek gaan jou 'n visser maak. Matteus 8 sê, gaan, opdrag, gaan, nie net daar sit en wag, en niemand kom oor my pad nie, daar's mense rondom jou, gaan na hulle toe, gaan na al die nasies, gaan na jou plaaswerkers, gaan na jou kollegas, maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat in die Bybel staan, wat vir ek vir julle beveel het. En onthou, ek is by julle. Al die dae, tot die volleinding van die wêreld. Jy sien, op die ouend het die disippels 'n opdrag gehad. Maar hulle het
nog steeds nie getuig nie. Hulle kruip weg daar in die boventrek. Hulle is te bang, hulle sluit die deure en maak die vensters toe, hulle kruip weg. Want hulle het nou ons leier, Jesus, doodgemaak aan die kruis. Hulle gaan vir ons kom. Wat moet ons doen? Jesus het gesê, wag en bid, totdat die Heilige Gees oor julle kom. En dan gaan hy julle help om my getuies te wees. Daarom lees ons, het hulle gewag en die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort is en hulle vervul is met die Gees, het hulle die deure opgegooi en nie meer bang gewees nie, met vrymoedigheid in Jerusalem ingegaan en 3000 mense kom tot bekering. Volgende bladsy, wat is het? 5000 mense. Die hele Jerusalem het verander. Ek lees in Tacitus en Plinius hulle se werke en Talus sê hulle, die hele Romeinse Ryk was in opskudding, omdat die Rome, die hoofstad van die Romeinse Ryk, was daar nou soveel Christene. Mense het net al meer en meer tot Christus gekom en tot bekering gekom. Maar goed, ek dink die punt is duidelik. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Geliefdes, die vervolging uitgebreek het, vang hulle vir Petrus en Johannes, skrik die Christene, kruip hulle weg weer in 'n huis, is hulle 'n klein groep, bang, bid saam, en hulle is bang, want nou, Joodse Raad, is verbaas toe hulle sien, Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die Raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense, die raadslede het hulle ook herken, as volgelinge van Jesus. Hulle het verander. Jy kan verander. Die Heilige Gees kan jou verander. Jy kan 'n getuie word. Moenie meer die taal van die duiwel, die leeuenaar praat en sê, ek sal nooit kan getuig nie. Die Here sê, as hierdie mense, wat geminag is, wat die Joodse Raad gedink het, hulle is ongeleerd, hulle weet niks nie, hulle het nie skrifkennis nie, hulle is nie opgeleid teologies nie, hulle sal nie kan getuig nie. Sê Handelinge 4 vers 13, as hulle begin getuig, dan sê, moet ons nou vir julle meer gehoorsaam wees as vir God. En hulle praat met gesag en autoriteit, en hulle besef, hier is iets anders. Dis die Gees van die Here wat mense in staat gestel het, om te getuig. Nou, ek dink as ons die laaste enetjie kyk, dan wil ek vir jou sê, die eintlike rede waarby ek nou wil stilstaan, is, mense getuig nie, want hulle is onseker. Hoe sal ek nou vir mense vertel, van die hemel, as ek nie seker is, ek gaan nie hemel toe nie? Hoe sal ek vir mense vertel, Jesus kan sonde vergewe, as ek nie seker is, hy het my sonde vergewe nie? Hoe sal ek vir mense vertel, hulle moet wedergebore word, deur die Heilige Gees, 'n nuwe mens word, as dit nie in my hart al gebeur het nie? En daarom wil ek hierdie laaste gedeelte van vanoggend, wil ek praat oor hierdie belangrike vraag. Wat sou jy sê, as jy nou eerlik sou wees? Kan 'n mens op aarde 100% seker wees of jy hemel toe gaan? Is jy 100% seker? As jy bietjie twyfel, dan is dit die groot rede hoekom jy nog nie vir ander vertel van Jesus en sy vergifnis nie. Maar as jy hierdie sekerheid in jou eie hart het, dan kan jy nie verstil bly nie. Dan wil jy vir mense vertel, weet jy, ek het vir jou die wonderlikste nuus, my kind, my kollega, my vriend, my vriendin, my familielid, is jy seker hulle is almal op pad hemel toe? Hoe gaan jy dit weet? Jy gaan hulle vra. En jy gaan vir hulle moet vertel wat in jou lewe gebeur het. So, as ek jou kan help, dan wil
ek vir jou uit my eie lewe en my eie ervaring wil ek vir jou sê, daar was 'n dag gewees in my lewe, dat ek in my binneste bekommernis gehad het oor wat word van my as ek sterf. En ek onthou dat ek in 'n Bybelstudie kring, ek was 'n Bybelstudie leier gewees toe al, ek was al ver gestudeer, my studiejare, en sit ek die aand, sit ons daar in 'n kring, in 'n Bybelstudiegroep, en een van die ouens sê, voor ons begin wil hy my net 'n vraagie vra. Kan 'n mens op aarde al 100% seker wees of jy hemel toe gaan? Toe hy dit vra, toe weet ek, dis die vraag wat ek self nie antwoorde het nie. Maar nou jy weet, op daai stadium is jou ego, jou eie belangrikheid en jou trots so belangrik dat ek vir julle sê, dit is 'n interessante vraag. Kom ons hoor wat sê julle. Dan wil ek nie erken ek weet nie. Ek dink nou maar net, ek gaan vir hulle vra om te sê, en dan sal ek uit hulle antwoorde die antwoord kry om te maak, dan maak ek asof ek seker was. Maar toe hulle begin praat oor sekerheid, toe raak ek verward. Want die een sê, ja, 'n mens kan nie seker wees op aarde nie, jy kan nie so verwaand wees om te sê, jy gaan hemel toe nie, waar? Jy moet wag vir die oordeelsdag, dan word die boeke oopgemaak, en dan sal jy sien, jou naam is in die boeke, en dan weet jy. Nee, sê iemand anders. Sê nou maar, maak die boeke oop en jou naam is nie daar nie, wat dan? Hoe is die aan die hele? Hy het gelees, daar is 'n storie in die Bybel, ek weet vandag is dit Lukas 16, van twee mense wat gelyk sterwe, en die een is onmiddellik in die hemel, en die ander onmiddellik in die hel. En dan staan daar is 'n breë kloof tussen die in die hemel en die in die hel, sodat die wat hier in die hel is nie meer kan oorgaan die hemel toe nie. Dis Lazarus en die ryk man, en die ryk man. So met ander woorde, as jou naam nie in die boek is nie, kan jy nie meer verander nie. Ja, sê iemand, hy dink 'n mens moet seker wees. Want hy sien dat mense vir hulle geloof sterwe. Dat hulle sê, julle kan my maar doodmaak, maar ek hou aan Jesus vas, want hy is my redder, en ek weet ek gaan hemel toe. Hulle is so seker. Nee, sê ander. 'n Mens moet wag vir die oordeelsdag. Een ou sê, ek weet het staan in Matteus 7 vers 21. Nou, hy sê, weet jy, daar's mense wat dink hulle gaan die hemel toe. Jesus praat met die mense, dan sê hy vir hulle, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader. En dan sal daar baie mense kom en sê, maar ons het dan in die kerk gewees, en ons het dit gedoen, en ons is by hierdie wonder gewees, en ons is by dit, en ons is by dit. Dan sê hy, ga weg, ek ken julle nie. So daar's mense wat dink hulle gaan die hemel toe, en nooit in die hemel gaan ingaan nie, maar verwerp gaan word in die oordeelsdag. Kyk, na dit is ek so onseker. Toe sê ek nou eers verward. Maar nou, my trots maak dat ek nou my paus hou. Dan sê ek vir hulle, ek kan sien julle het nie mooi duidelikheid hier. Maar weet julle, hierdie is die belangrikste vraag in julle hele lewe. Julle moet hieroor duidelikheid kry. Ek gaan nou nie die antwoord vir julle gee nie. Julle moet nou 'n bietjie by die huis gaan sit en dink, volgende week gee ek vir julle die antwoord. Nou dink ek maar hier my binneste. Ek gaan hierdie week al 'n planne maak. Ek gaan my professor na by die kweekskool vra. Hy moet vir my die antwoord gee en dan sal ek boeke en die gaan oplees in die biblioteek, maar ek sal die antwoord kry. Ek vra die prof in die klas. Hy begin vir my pre-existentie en predestinasie verduidelik dat my kop nou so die mekaar is, dat ek nie weet of 'n mens ooit seker kan wees nie. Toe twyfel ek weer, toe dog ek nie, ek gaan nie vir hom verder vra nie. Gaan kyk ek in die boek, in die biblioteek. Berghoff, Berghouwer, Barth, Bullinger, al hierdie groot teoloë, soek ek in hulle, kry niks. Dis nou Dinsdag, ek het nog nie duidelikheid om vir hulle te antwoord nie.
Ek is nou ernstig, ek maak die deur toe, ek sit my lig af, ek sluit hom, maak of ek nie daar is nie, ek gaan staan my knie voor die bed, en ek sê, Here, ek gaan nie opstaan van my knie voor U nie vir my die antwoord gee nie, praat nie met my, ek wag, ek hoor niks, ek bid, ek hoor niks. Al wat ek hoor is, bely jou oogmin. Nee, dis nie wat ek soek nie. Wag nog, ek kry nie antwoord nie. Al wat ek hoor is, bely jou oogmin. Skielik besef ek sê, Here, goed, ek sal gaan bely, ek het ook nie geweet nie, ek het nie sekerheid gehad nie, maar Here, ek kan nie daar los nie, dan moet U vir my die antwoord gee. Ek sê, Here, vandag moet U vir my antwoord, môre moet U vir my antwoord gee, voor môre aan. Ek is weer in die biblioteek, ek soek, ek weet niks. Ek is toe daar vandaan, laat vir die koshuis, middag ete is sit, chop en blok, as net nie een tafel waar daar nog plek is, maar ek wil nie daar gaan sit nie, want dis die tafel waar die atheïstes, die uitlanders, hulle sit daar so, hulle is van, een is van Hongarije, prys Here uit, aan die einde van die jaar op bekering gekom, daar is 'n Engelsman, 2 Hollanders, hulle spot met ons tokkelokke, met ons theologie studente, ek wil nie daar gaan sit nie, maar as al plekke loop as ek sit toe daar, en begin hulle onmiddellik, Louis kom sit langs my, hy is 'n onderwyser wat pas tot bekering gekom het, en hy gaan verander, hy is nie meer onderwyser, hy wil nou predikant word. Ons sit net so, te begin hulle spot, have you seen Jesus today, huh? Ignoreer hulle. Did Jesus talk to you? Did Jesus perhaps tell you you'll go to heaven when you die? Or did he tell you you'll go to hell? Ek besef het, ek is onseker, Here, ek het dit of vir die ouens te sê nie. Maar Louis het sy, my sy verneer, hy sê, guys, can I tell you? God spoke to me many times. I've got a relationship with him. And for your information, he already told me that if I die, I'll go to heaven. I'm 100% sure. Klag praat sy mense verneer staan op en loop. Ek los my poeding, ek los my kos, ek los as ek hardloop agterloop. Ek sê, nou hierdie ouens het nou lekker stil gepraat. Is dit die waarheid? Hy sê, ja, ek is seker. Ek sê, regtig. Ek sê, hoe weet jy dit? Hy sê, kom kamer toe, wys ek jou daar in my Bybel. Ek gaan saam op kamer toe, hy sê vir my, wat staan dit in Johannes 5 vers 13? Ek lees, hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Julle, wat in die Seun van God glo. Hy sê, wat sê die Bybel? Kan 'n mens weet? Hoekom is die Bybel geskrywe? Sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe nie gaan kry nie, maar het. Ek sê, goed Louis, maar hoe weet die mens nou seker? Die Bybel sê mens moet seker wees, dis die eienskap van 'n kind van God, dis hoe die Bybel geskryf is, dis wat die kenmerk van 'n Christen moet wees, jy moet seker wees. Maar hoe gaan ek seker wees? Hy sê vir my, lees die vorige vers 12. Wie die Seun het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hy sê, wat sê die teks, wie gaan help? Ek sê, hulle wat nie die Seun van God het nie. Hy sê, wie gaan hemel toe? Ek sê, die wat die Seun het die lewe. Hy sê, wat staan daar? Sal die lewe kry? Sal miskien? Nee, hier staan hy wat die Seun het, die Seun het die lewe. So die vraag wat jy vir jou moet self afvraag, het jy die Seun? Nie, het jy gehoor van die Seun nie? Ken jy die Seun se geskiedenis nie? Wat jy moet antwoord, is of die Seun in jou lewe is. Het Jesus, die Seun van God, al in jou lewe ingekom? Ek sit so en ek dink, ek sê, ja, weet jy, ek het hom al gevra. En ek weet dat ek my lewe vir hom oopgemaak en hom oorgegee het. Ek bedoel dit is om ek teologie geswat het.
Here weet my hart is oop, en ek wil nie meer sonde doen nie. Hy sê, maar weet jy, as jy dat oopgemaak het, die Bybel sê, Jesus sê, hy klop en as jy oopmaak, sal hy inkom, dan het hy ingekom, dan is hy in jou hart, dan het jy die ewige lewe, want jy het die seën. Ek stap kamer toe, begin besef, wat het die Here nou vir my gesê? Ek kan nie wag vir daai aandse klein groep om vir hulle te sê, ouens, ek wil net vir julle sê, ek het nie geweet nie. Ek was te hoogmoedig. En ek het gemaak of ek seker is. En ek het gelieg vir julle. Ek het nie geweet nie. Maar nou weet ek. En nou kan ek vir julle help. Kom ek wys vir julle wat sê hierdie twee tekste. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Wie is die ek? Ek met die hoofletter, is Jesus. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan. Sal ek ingaan. En ek sal saam met hom feesmaal hou. En hy sal met my. Kan ek vir jou hierdie sketsie verduidelik? Wat vir my dit later baie duidelik gemaak het. As ek hierdie sirkel sou voorstel, dis my lewe. Alles wat in my lewe gebeur, is in hierdie sirkel. Dis waar, en nou word ek op die Hebreëweg in sonde ontvang en gebore. So hierdie eie ek, hierdie mannetjie is groot. Ek lewe vir myself. En ek is die koning van my kasteel. Ek dra die kroon. Ek neem die besluite. Ek hou nie hiervan nie, ek hou meer daarvan. Ek wil nie dit in godsdienst nie, ek wil nie dit doen nie, Here. Ek wil liewer so, en ek sal so, en hulle nie met my sukkel nie, ek sal vir hulle uitsorteer. Ek is in beheer van my lewe. En daarom as jy na die kolletjies kyk, dis hoe my huwelik lyk, dis hoe my verhouding by die werk lyk, dis hoe my werknemers, my werkgewer, my verhoudinge met geld, ek besluit daaroor. Dit is my geld. Kyk na my hart. My vrou beter na spore trap. Vat nie nonsens van kabouters nie. Dis hierdie ou natuur, ne? Eer haar nie. Dink ek is die blaas, mishandelaar. Ek sal haar wys. Kinders, tyd vir godsdienst. Hulle moet self die Bybel lees. My verhouding met my kinders is in elk geval so sleg, dat ek niks mee te doen nie. In elk geval, jy sien die kolletjies in my lewe, my verhoudinge, my seksuele lewe, elke aspek, my kerklewe, my godsdienst, is alles onder beheer van ek self. Maar Jesus sê, ek staan buite, ek is nie in jou lewe nie, maar ek is naby, ek is by jou deur, ek klop, ek wil inkom, ek het vir jou sonde gesterf, ek wil jou lewe kom oorneem. Dis wat hy wil doen. Hy sê, ek wil vir jou sekerheid kom gee. Ek wil vir jou die ewige lewe kom gee. Maar jy moet oopmaak vir my. Geliefdes, so die vraag is jy bereid om vir Jesus te vra om in te kom in jou lewe? Ek kan net gou hier beskets hier vir jou wys. Is jy bereid om vir Jesus te sê, kom in my hart? As jy dit wil doen, dit is sy grootste begeerte. As jy het nou wil doen, hy is hier. Dis sy woord. Dis hy wat gesê het, as jy my stem hoor, en my innooi, kom ek in. Here, eintlik as ek nou stil word, besef ek, my gewete pla my al kaal. Ek het allerlei argumente al hieroor, maar ek is nie 100% seker nie. Ek sal so sê 90%. Ek weet ook nie of jy hierdie sonde regtig vergewe het nie. Here, ek kan vir so en so nie vergeef nie. Here, wat hulle gedoen het aan my, ek sal dit teen hulle bly hou. Here, sê is onvergewensgesindheid, dis sonde. Ek wil inkom in jou lewe skoonmaak. So as jy my nie wil hê binne nie, dan kan jy maar aangaan met jou sonde. Maar as jy klaar is met sonde, nooi my in en ek sal skoonmaak. Wil jy vir Jesus benooi? Ja, ek dink ek het daai tyd
die afgelaal. Ek dink ek het daai tyd, maar ek is nie 100% seker of ek het so mooi verstaan het soos nou nie. Ek weet nie of ek het regtig so bedoel het nie, want kort daarna het ek maar weer 'n bietjie begin die ou pad loop. Ek dink ek het tot bekering gekom, maar nie heeltemal nie. En ek dink ek is waar die Here my nou wil hê nie. Wil jy nie oopmaak nie. Vir hom innooi en sê, Here, ek wil dubbel seker word. Jy weet, ek lê op die bed. Dan wonder ek nie, nou het ek daai voordeur gesluit. Of die agterdeur. Dan wil ek my vrou wakker maak en vir haar vra. Dink jy ek het? Besef nie. Jy gaan nie vrede kry. Staan op en gaan. Stap na die deur, draai die sleutel en maak dubbel seker. Miskien het jy in die verlede regtig vir Jesus ingenooi. Maar jy twyfel of jy wil dit by hernuwing doen. Jy net vandag vir die Here sê, Here, ek bedoel dit vanmôre meer as ooit. U moet alles wat sonde is kom wegvat en in my kom woon en my help om te verander en nie weer te sondig nie. As jy dit wil doen, vra hom nou. Hy is hier. Kom ons bid. Here Jesus, dankie vir hierdie goeie Vrydag. Dis die boodskap van goeie Vrydag. Dat U my lief het. Dat U weer na my toe kom. Dat U weer klop op my hart. Deur probleme en omstandighede en wat ook al. Maar nou deur U woord vir my duidelik sê, ek staan opnuut voor jou deur. Kan ek met jou lewe maak wat ek wil? Wat ek bedoel het? Ja, Here, hier is ek. Maak vir U oop. Vra dat U nou in my hart sal inkom. Die alles wat sonde is, sal wegvat. U het daarvoor gesterf aan die kruis. U het my straf op U geneem. U het my so lief gehad dat U my oordeel gedra het. Jesus, dankie dat daar by U vergifnis is. Dat ek kan vrykom. Dat ek kan skoonkom van al my onreinheid en oneerlikheid en selfsug. Here, vergewe my ongehoorsaamheid, my onvergewensgesindheid, my liefdeloosheid, my versuim, my selfgesentreerdheid. Dankie dat U sê, as ek bely, sal U vergewe. As ek vir U vra om in te kom, sal U dit doen. Kom nou, Heilige Gees, en vul elke hart wat vir U oop is. Vul my met die volheid. Vul my met die vrede. Vul my met die vergifnis. O Heilige Gees, kom vat oor in my lewe. Kom vat die volle beheer. Verander my nou soos U my wil hê. Here, dankie vir die hemelse seën wat oor elkeen neerdaal in hierdie oomblikke. Dankie vir die Gees wat opnuut die volle beheer neem van lewens. Here, as jy iemand is wat nog weerstand bied, moenie vir hom of vir haar los totdat hulle alles oorgegee het nie. As jy langer sal uitstel nie. En Here, nou wil ek vir U dankie sê, U beloof as ek oopmaak en U aanneem, maak U my U kind. Kom gee my nou daai sekerheid. En kom help my om dit vir ander te vertel nou. Amen. Wat sê die Bybel? Kyk het wat sê hy hier. As iemand my stem hoor en oopmaak, my innooi, sal ek ingaan. As jy vir hom ingenooi het, staan hy nog buite? Die Bybel sê, hy het ingekom. Hy het kom oorneem. En nou, wat sê Johannes 1 vers 12? Wie is allemaal kinders van God? Allemaal wat hom aangeneem het, en hart vir hom oopgemaak het. En die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So wie het die reg gekry om kinders van God te word? Hulle wat hom aangeneem het. En die wat in hom glo. Kan ek
vir jou vra, glo jy in Jesus dat hy vir jou sonde gesterf het, vir jou straf en oordeel op hom geneem het, dat Goeie Vrydag ter wille van jou was. So jy glo in Jesus. Het jy wel aangeneem, het jy al jou hart vir hom oopgemaak en hierdie geskenk ontvang van die ewige lewe. As jy jou hart vir hom oopgemaak en sê, hy kom by in, dan het jy hom aangeneem. Dan is Jesus nie meer buiten nie, dan is hy in jou. En jy wat hom aangeneem het, en jy wat in hom glo, wat reg sê die Bybel, het God vir jou gegee. Hy sê hier, hy het vir jou die reg gegee om kinders van God te word. So wat sê die Bybel, is jy nou van God? Jy is sy kind. Is het nie wonderlik om dit te weet nie? Jy is sy kind. Hoe weet jy dit? Verbeel jou, dink jy dit net? Nee, die Bybel sê dit. God sê dit. I believe it. That settles it. Geloof wat God sê. Dit is nie meer buiten nie. Hy is in my. En nou het ek die seun. En hy wat die seun het die ewige lewe. Ek lewe nou reeds deur die Gees vir ewig. Ek gaan die kruis, ek sterf nie, ek het dit reeds. Ek lewe nou in 'n verhouding met die Here, met sy Gees wat in my is. Ek het hier 'n klompie kaartjies, wat ek hierdie ooreenkoms wat jy met die Here gemaak het, nou kan vasmaak. Op die voorkant, soos jy sien, is dit wat jy vir die Here beloof het, te sê, Here, hier is my hart en my lewe, ek gee my volkome aan U oor, vat sonde weg. En bly by my. Gaan maak hierdie kontrak wat jy met die Here gemaak het nou vas. Sit jou handtekening onderaan. Sit vandag se datum by. Skryf van 'n Goeie Vrydag op by. En agter op hierdie kaartjie is 'n klompie beloftes wat nou vir jou waar geword het. Gemerk in jou Bybel. Dit is 'n klompie wenke. 'n klompie wenke van hoe jy nou geestelik gaan groei. So, ek gaan dit hier voor op die tafel los, dan kan jy kom haal. Ons het nou